Prys sy soete naam. Ek is opgewonde om vanaand so vinnig bietjie met u te kuier, bietjie met u te deel. Ek praat met die Here vanmiddag en so deur die dag, eintlik maar deur die week al. Ek sê, Here, wat is daar wat u vir u volk wil sê? Wat is daar wat u met die kinders wil deel? En die Here praat met my baie duidelik oor die tema moenie nou opgee nie. Moenie nou opgee nie. God is nog besig. Sê vir die een langs jou, God is nog nie klaar nie. God is nog besig. En God gaan doen wat hy gesê het, hy gaan doen. Sy woord is die waarheid, sy woord is eg, sy woord is soewerein. Hy's nie 'n mens dat hy sal lieg, 'n mensekind wat spreek en dit nie waar maak nie. Hy's 'n waarmaker van sy woord en wanneer ons so 'n bietjie praat oor hierdie dinge, bietjie praat met Jesus, maak alles reg. Wanneer ons onsself so 'n bietjie herinner, wanneer ons onsself so 'n bietjie onthou van hoe groot die Here is, dan raak ons opgewonde en ons kry krag en ons kry moed. Halleluja! Ek sien myself die Emmausgangers wat daar weggestap het, so neergedruk, so negatief, so moedeloos, so hopeloos, want alles was verniet. 'n Afwagting, 'n verwagting, dat hier is die Messias, maar nou het hulle hom gekruisig, nou is hy dood. Maar Jesus kom hulle pad langs. En hulle sê vir mekaar, maar jete, was ons harte daarom nou maar nie brandend toe hy met ons gesels het nie? Partykeer is dit nodig om so bietjie te gesels oor Jesus, sodat ons kan moed kry, sodat ons kan spoed kry, sodat ons kan hoop kry. Ons as kinders van die Here het nodig, weet jy wat is nodig? We need the anointing to flow from one unto another. Ons het nodig dat die salwing mekaar aansteek, sodat ons kan ervaar. Ons suik mekaar amper op in die gees, as ek dit so kan stel. Nie deur menslike woorde nie, maar deur die teenwoordigheid van die soete Heilige Gees. Amen. Dis nodig, man. Dis wat ons moet doen. En daarom wil ek vanaand met julle deel wat die Here vir my gegee het. Galasiërs 6 vers 9 sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai, al hou ons op. Sê die Bybel nie dit nie? Sê jy seker het nie verkeerde vertaling nie? Hy sê, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. As ons nie verslap nie. Ek wil dit in my eenvoudige woorde bysit, die betekenis, die mooi betekenis daarvan, as ons nie ophou nie. Op die regte tyd sal ons maai, as ons nie ophou nie. Ek wil hê jy moet vanaand verstaan, ek weet nie wie van u het al die voorreg gehad om 'n kar te moes stoot nie. Dis 'n paar van julle. Nou, ek wil nou vir jou een ding vanaand nou leer, en dit het nou baie te doen seker met Newton se wette, maar dit is ook eintlik maar net te doen met common sense. As daai voertuigie nou aan die beweeg is dit baie makliker om hom aan die beweeg te hou, as wat hy stop, en jy moet van vooraf hom in die beweeg kry. En ek praat nie eers van as hy begin terugrol nie, dan het jy moeilikheid. Dan moet jy maar net gee pad of gaan lê plat. Een van die twee. So, kom ons hou iets aan die gang. Let's just keep on keeping on. Sê amen. Amen. Let's just keep on keeping on. 'n midweekdiens is hierso, wanneer baie mense kom op 'n Woensdag en hy sê, ek kan nie meer nie. Daarom het hy die weermag bepaling gesê, nee, dis 'n sportdag, want dan is dit die tyd wat die week raak so lank, ons kan dit nie meer hou nie. Dan maak hulle hom 'n klein Saterdag. Maak hulle Woensdag, lê mense nou 'n bietjie kan rus. Nou, ek dink vandag se dae is ek baie dankbaar, hulle maak dit nie vir die staat nie, want baie van die munisipale werkers sal elke dag word rus. Maar hulle rus daarom gereeld op die grawe en die pikke en daai goed. So, maar in elk geval, 'n midweekdiens kom ons en dan is ons moeg en ons voel, ons kan nie meer nie. Ek is nou moeg. Ek het altyd vroeër jare gesê, dan word ons op die quick chargers geplaas, so die Here ons so jumpstart weer gee, om die week net klaar te maak. So ek weet nie hoe hou mense het wat nie midweekdienste toe kom, of het volg nie, want ek sê vir jy, ek het die krag nodig om die week klaar te maak. Ek weet nie van u nie, maar ek het daai krag nodig. Ek het 'n herlaai nodig. 'n midweekdiens
is soos om 'n lang pad aan te vat en halfpad brandstof te gooi sodat jy die reis kan klaarmaak. As jy dit nie doen nie, kan jy dalk spyt wees. Nou ek wil hê jy moet weet, op Woensdae is ons moeg, ons is moedeloos, ons is emosioneel en onderdruk en geestelik uitgeput. En as jy nou eers daai lyfie van jou op daai uitskopstoeltjie by die huis gaan sit het, dan begin elke verskoning in die boek opkom. Hoekom gaan ons vanaand kan sê, gaan ons bly? Gebeur dit met u ook? Ag, julle lieg man, van julle voel ook so. Dankie Marike vir jou eerlikheid, die Here sien daai hand. Ons almal voel, jy kan nie meer nie, jy's moeg, jy het nou net gaan rus. Maar weet jy wat? Deur ondervinding het ons geleer, wanneer ek net aangaan, dan kry ek nuwe moed. Wanneer ek hier is ek opgewonde. Nou is ek nie eers so moeg nie. Waar as ek by huis was, het my moeg gebly. Ja, nou vandag se daar, ek terg altyd die jonges, ek sê hulle is baie fliks, hulle raak net gou moeg. Nou oké, baie kom kerk toe met die gevoel, ek weet nie of ek nog kan aangaan nie. Ons is nou op 'n baie moeilike Woensdag, is so by einde van die maand was lank, dit voel of hy 'n paar maande in die maand gehad het, en die salaris kom net nie in nie. Hy vat nog langer tyd as wat al die ander goed vat, en dit voel net, alles raak net te veel. Dit is 'n moeilike tyd van die jaar het vinnig weggespring en ou is moeg, maar ek wil hê jy moet vandag weet, hoekom ons so moeg voel, is omdat die Here weet, daar's vir ons 'n blessing voor, en die vyand weet dit ook, en hy wil jou moeg maak, want as hy jou kan stop, dan gaan hy oorwin. As hy jou kan stop, gaan hy kan oorwin. Jy moenie moed opgee nie. As jy nog so klein bietjie hou, dan gaan God deurbreek. Amen? As jy nog so klein bietjie hou, gaan God deurbreek. Ek wil hê jy moet weet, God werk wanneer jy dit nie kan sien nie. Jy kom in 'n tyd dat jy moeg is en jy voel niks gebeur nie. En waarvoor moet ek hou? Niks gebeur nie. Dit voel of niks gebeur nie en dit hou lank aan. Is amper soos daai program wat op was, Going Nowhere Slowly. And slowly going nowhere. Het voel of jy 1 tree vorentoe gee en naderhand 1,5 terug. Maar ek wil vanaand vir jou sê, Jesaja 40:31 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hy sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag, sê amen vanaand. Hy sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag, sê amen vanaand. Vat dit vir u vanaand, vat dit, proklameer dit, spreek dit, profeteer dit. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ek sal op die Here wag, ek kry nuwe krag. Ek sal op die Here wag, ek kry nuwe krag. Dis 'n belofte, en elke belofte in sy woord is myne. Elke hoofstuk, elke vers, elke lyn, dis my belofte. Amen. So ek het nuwe krag. God se werk is dikwels onsigbaar voordat dit sigbaar gaan raak. God begin werk soos wanneer jy saad onder die grond geplant het en jy gee dit water en jy voel, hoorie, maar hoe moet ek aanhou? Niks gebeur nie, ek sien niks nie. Jy het gaan plant gisteraand en vanmôre kyk jy vir plantjies en niks kom op nie. Jy voel, maar hier gebeur niks nie, ek het nie meer tyd vir hierdie nie. Maar ek wil vir jou sê, hou net aan. Hou net aan. God gaan oorwinning gee, want terwyl jy niks sien nie, is daar reeds besig om verandering plaas te vind onder die grond. Daar's reeds besig om goed in plek te skuif. Hy's reeds besig om die eerste kluite en klonte en klippies weg te skuif, want hy wil deurbreek sodat vir jou oorwinning kan kom. Jy moet net deurdruk, jy moet net aanhou, hou net aan. Amen. Ek wil hê jy moet weet, terwyl baie mense dink God doen niks nie, is hy besig om te bou, te herstel en hy berei jou voor. Jy's nie vas nie. Jy staan nie stil nie. Jy's in 'n proses van voorbereiding vir iets groots. God moet jou voorberei. Baie van die manne wat met hulle hande werk, baie ons wat besigheid het baie keer met my gepraat en sê, pastoor, maar ek's bekommer, die werk is nie nou daar nie. Ek sê, rus nou lekker, want hierna kom baie werk. En ons het dit begin leer, dat wanneer jy rustig raak net rustig, en geniet die oomblikies se rus, want die Here weet jy dit nodig, hierna gaan jy hard werk. Jy kan nou sit en daai tyd jou worry, of jy kan daai tyd rus en sê, hierna gaan ek wel sin sit. As ons geweet het wat ons nou weet, sou u nie die tyd van lockdown meer geniet het nie? Ek sou nog meer brode gebak het.
Ek sou nog meer kos gemaak het en langer gesit het in die jacuzzi en movies gekyk het. Ek sou dit meer geniet het. Nou het ek gesit en stres. Ek het halfte my tyd omgestres. So ek wil net nog ergens aanspraak maak op my 3 of 4 weke wat ek gemis het. Ek het 'n paar weke gemis want ek het gestres. En het stres gehelp? Het stres verandering gebring? Nee. En weet jy ook, ons sê, maar dis menslik. Is menslik, maar dis hoekom die Here sê, ons moenie menslik wees nie. Hy sê, vertrou op my. Die gevaarlikste oomblik is net voor 'n deurbel. Kom ons kyk gou 'n bietjie. Die Bybel wys 'n patroon. Hy wys net voor 'n wonderwerk, raak dit donker. Net voor 'n deur oopgaan, lyk alles toe. Kom ons dink gou 'n bietjie aan iemand soos Josef. In die tronk. 'n Godsman, 'n man met 'n roeping, 'n man met 'n salwing, hy eindig in die tronk. Wat se hoop is daar? Geen hoop nie. Dit was nie vandag se 5-ster tronke met 'n gym en 'n biblioteek en 'n sielkundige 3 keer 'n dag en toebroodjies en 'n 5-gang maaltyd nie. Nee, dit was definitief nie so nie. Dit was chaotiese toestand. Daar was geen hoop nie. Jy het naderhand gehoop jy gaan dood, maar jy kan nie doodgaan nie. Dit is hoe daai tyd se tronke was. As jy vandag se plekke wat lekker is, jy ons wil teruggaan as hulle uitkom nie. As jy daar uitgekom het, wil jy nooit weer teruggaan nie. Dit was nog 'n straf gewees. Ongelukkig as jy gaan kyk na sekere kulture in Suid-Afrika, wil ek vir jou sê, dis 'n bevordering vir om in die tronk te gaan sit. Dis hoekom misdaad nie op in Suid-Afrika nie. Want dis eerder 'n bevordering as wat dit vir hulle agteruitgang is. Ek wil hê jy moet verstaan, ons kan maklik praat en ons kyk na stories en dink, ag, Josef was daar en ja, toe sy op. Maar nou sit jy in jou probleme, voel jy is uniek. Dis nie uniek nie, Josef was daar. Dawid is in spelonk, hy soek die Here, hy soek die aangesig van God. Hy eer die profeet, hy eer die godsmanne. En wat gebeur? Saul wil hom doodmaak. Hy hou aan, ek gaan hom jou doodmaak. Ek wil jou lewe vat van jou af. Hy word vervolg tot op die einde toe. Sê, Here, ek kan nie so aangaan nie. Ek probeer reg doen en ek kry al hierdie goed. Ek het nie eers fout gemaak nie. Weet jy hoe erg is dit om pak slaag te kry as jy nie eers fout gemaak het nie? Kyk, as ek stout was, dan moet ek mos nog maar 'n bietjie pak kry, man. Ek onthou mos nou as ons so meneer se kantoor toe gestap het en ons gaan nou so 'n bietjie ons ore gaan oopgaan. Kinders, vroeër jare was daar 'n ding, hulle het dit 'n lat genoem. Daai ding hy het gewerk, is beter as 'n pilletjie. Hulle het hom daai te veel gegee, hier onderlangs en dan het alles oopgeskiet van bo af. En dit was baie meer spontaan en instinktief, net so in 'n oomblik aan sy ore oop. Dan weet ek gaan pak kry, dan lag ek al want ek kan nie help nie, ek's op my senuwees en dan sê ouens kwaad vir my, dan sê meneer, "O, jy lag vir my." Ons gaan jou sommer nog 'n hou gee. Dan lag ek kliphard, want dan sê ek eers op my senuwees. Yes, ek het baie pak gekry, was baie stout. Maar ek was steeds elke ma se droom. In elk geval. En as jy stout is, dan verwag jy dit. Maar nou doen jy alles wat reg is. En jy kry vervolging. Hoeveel van u en ek voel al baie keer, Here, maar ek probeer net reg doen. Ek het nie fout gemaak nie. Ek probeer goed doen aan mense. Ek soek die aangesig van Here, maar kyk, hoe gaan dit met my? Dawid was daar. Josef was daar. Daar's godsmanne wat daardeur gaan. Kom ons vat iemand soos Job. Job eindig op die ashoop. En nou kom al sy vriende nog en sê vir hom, vloek die Here. Vloek hom dat jy kan sterwe, man. Ek meen 'n stemting as jy reeds in daai situasie sit. Dit is nou maklik om te sê, nee, ek sal dit nie doen nie. Kom in daai situasie. Hey, dit kom baie hier op, jy sukkel net laat dit nie hier uitkom nie. Hier bo kom baie dinge op, nê? Hier lieg mos nie meer nie. Hier bo kom baie dinge op, nê, wat nie so aangenaam is nie. En dan daar jy het maar diep, nê. Sê, Here, help dat die goed weg, want jy bloed. Nê? Ek vat hoeveel goed kom in my gedagtes op, en sê ek, Here, is dit net ek wat so besig is al die ander heilig om my, maar ek het partymal maar snaakse gedagtes wat opkom, hoor. Wil jy idees? Maar op 'n of die dag weet ek, God bly getrou. Almal van hierdie ouens was op 'n punt wat ek kon gesê het, dis verby die verbypunt. Is klaar. Wat is die hoop? Hoekom? Maar dit was nie die einde nie. Dit was die laaste toets voor 'n verhoging voorgelê het. Hoor nou vanaand
die woord van die Here. Jy sit vanaand en jy voel jy's moeg, jou moeg is moeg en alles is moeg saam met dit. Luister nou mooi, jy's besig dalk met die laaste toets voor 'n geweldige verhoging voorlê. En die duiwel gaan nie hulle pla wat vir hom niks beteken en wat niks teen hom gaan doen nie. Die duiwel pla hulle met 'n groot roeping. Die duiwel pla hulle ekstra wat 'n groot salwing op hulle lewe het. En vanaand wil ek vir jou sê, as die duiwel jou aanhou katasa, dis omdat hy weet wat jy vir God gaan beteken. Sê amen. Hy weet God gaan jou kragtig gebruik. Ek weet mos die dienste wat ek iets moet gaan aflewer, 'n sleutel of iets groots wat jy volk kan optel. Hoe die duiwel val my aan op alle maniere. Maar dan weet ek, want God het 'n plan hiermee. Ek wil vanaand vir jou sê, God het 'n plan. God het 'n plan hiermee. Hou net vas. Maar daar's 'n voorwaarde. Hy sê op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. As ons nie ophou nie. Die hartseer ding is net, hoeveel mense gee op? Hoeveel mense gee op? Ek wil nou vir jou sê, as jy die heel pad gehardloop het, en op die einde gee jy op, en maak die wedloop nie klaar nie, is daar niks waaroor jy kan praat nie. Maar ek kon heel pad gesukkel het, maar ek het hom klaar gemaak. Het jy iets waartoe jy kan verwys? Maak net klaar, hou net aan. Jy weet almal daai storie van die bokser. Wêreldkampioen vir baie jare. Gevra, hoe doen jy dit? Hy sê, wanneer ek nie meer kan nie, dan sê ek net nog een ronde. Net nog een ronde. En dan staan ek, dan kan die opponent nie daai ronde hou nie. Dan wen ek. Vanaand sê ek vir jou, die duiwel gaan nie nog 'n ronde kan hou nie. God gee jou die krag vir nog 'n ronde. Druk net deur. As hy sê, ons moenie verslap nie, dan beteken daar is 'n oes, daar is 'n tyd, maar daar's ook 'n voorwaarde. Hou aan, die duiwel hoef jou nie te vernietig nie. Ek wil jy moet baie mooi hoor, die duiwel hoef jou nie te vernietig nie. En dis ook nie wat hy gaan traai nie. Hy wil jou net kry om te stop. 'n Oorwinning vir die duiwel is wanneer jy stop. Nie wanneer jy terugval nie, wanneer jy stop om te beweeg. Want iemand wat stagneer is op 'n baie gevaarlike plek. Moenie vanaand stop nie. Mense word geestelik moeg. Hier's twee groot redes. Eerste een is, hulle dra alleen. Jy wil dit al self doen. En tweede een is, hulle kyk na probleme in plaas van na God. As ons kyk na dra het alleen, wat het gebeur toe die volk van die Here veg teen 'n ander volk? Moses, 'n godsman, sy arms het swaar geraak. Het hy dan nie 'n salwing op sy lewe nie? Dan sê jy mos hou. Dis net mens. Salwing of the not. Geloof vir my, daar was 'n geweldige salwing, want toe sy hande omhoog is, het die volk gewen. Dit beteken, daai salwing was so kragtige krag, wat deur hom uitgewerk het na die volk toe. Maar sy vlees kon dit nie hou nie, sy gees het dit wel gehou. Toe sê die Here vir Aaron en Hur, kom, sit julle arms onder hom in. Hey, toe gee God die oorwinning. Gods manne raak ook moeg. Jy weet, Moses in die Ou Testament amper soos Jesus in die Nuwe Testament met respek gesê. As Moses se job reg gedoen was, het Jesus nie nodig gehad om aarde toe te kom nie. So groot man was Moses gewees in God se oë. Maar op die einde van die dag het hy ook moeg geraak. Hy's net 'n mens. Jy's vlees en bloed. Knyp jouself so, of laat die een langs jou 'n bietjie knyp. Veral hierso, hierdie velletjie. Jy sal vinnig voel jy is net vlees en bloed. My broer se vrou gryp my eendag hier, sy knyp my, ek vat amper onbekeerde verlof. Mense, dis seer. Hierso, is baie seer. Knyp my op ander plekke, nie daar nie. Ek het nie geweet ek het so seer kry nie. Dan besef jy is vlees en bloed. Jy kan wees net wie jy wil wees. Jy is net vlees en bloed. Besef dit vanaand. En bely vanaand jou afhanklikheid teenoor God. For without him, I can do nothing. Sonder hom kan ons dit nie doen nie. Selfs die man van God het hulp nodig gehad. En dan is die probleem, hulle kyk na die probleme in plaas van vir God. Petrus loop na Jesus toe, ons almal ken die welbekende gedeelte. Alles het goed gegaan, tot hy net so oomblik sy oog afgehaal het van God af. Net vir 'n oomblik.
Kyk, hy het gegaan, hy het gesien, daar kom seker 'n golfie aan, maar hy het hom gelos, hy het nog lekker getrap. En toe hy hom bietjie begin inhaal, toe dacht laat ek net bietjie loer hierso wat hier aangaan. Daai oomblik wat jy kontak verloor. En dit gebeur met ons almal. Begin jy sink. Maar het Jesus hom laat sink en gesê, okay, ek sê jou risas na die tyd? Nee, stellig nie. Hy het sy hand uitgesteek en het hom opgetel. Onthou, hulle het Jesus se entjie sien aankom, want hulle het gedink dit is 'n spook, toe gryp hulle mekaar vas en gil en skreeu. Ek dink nog steeds is die oulikste gedeelte in die Bybel. En hulle begin skreeu, daai klomp vissermanne. En dit is definitief nie 2 meter nie. Ek glo is 'n paar meter. Nou moet jy by my bly. Toe sê hulle, Here, as dit U is, sê ek moet na U toe kom. Petrus sê, dit moes nie vir Jesus geskreeu het as Jesus hier staan nie. Hy is ook nie eenemaal dom nie, want dan sê Jesus hier, so vat my hand dan, dat ek kan voel as U. Jesus was eind nog weg. Hy was eintlik ver weg, want hulle kon hom ver gesien het. En Petrus begin stap en jy is nogal lekker hoor. Ek weet die tekstuur is so lekker vas nie. So ek glo Jesus was nog 'n entjie weg, toe kyk hy vir die storms, maar die oomblik toe hy sak, al het dit gevoel of Jesus ver is, was Jesus aan dadelik by hom. Wow. Vandag vir jou sê, God voel vir jou ver, maar God se arm is nou by jou. God se arm steek hy nou uit, en hy kan jou nou raak. Hy sê, my arm is nie te kort om by te kom, my oor is nie te doof, of te ver om te hoor nie. Ek wil hê jy moet dit weet vandag, God is by jou, en hy sal jou help. Jy moet net jou fokus op die Here hou. Hierdie is 'n hervuldiens, is 'n charging station, soos ek dit kan sê, soos die Engelsman sê. Hierdie is 'n quick supercharge. 120 watts. Hierso, rapid charge. Een oomblik waar die salwing oor jou kom, jy sal krag ontvang. Baie mense behandel 'n midweek byeenkoms of 'n diens soos hierdie asof dit minder belangrik is of opsioneel, ons moet maar besluit of ons kom. Ek wil gou vir jou sê, ek sê weer en ek het nou gesê, dit is soos die midstop op 'n lang pad. Jy kan net spyt wees as jy nie gestop het nie. Daar is ons mans mos skuldig, nee. As ons so lank pad ry, vrouens wil ons by elke garage stop. Ek is nog net hier uit Mosselbaai, dan stop ek al hierso voor Mosdastre die eerste keer. Gelukkig is daai een net na Mosdastre en dan het ek die tweede keer gestop. Maar ook in elk geval. En dan wil ons deurskiet. En dan later dan raak ek op my senuwees en ek hou daai petrol naaltjie dop as ek weet nie of ons gaan maak. Nou moet ek mooi ry. Hou die vensters toe. Ref net mooi 110. Jy moet nou kry dit wat die karagente mos vir jou beloof, daai 15 kilos op 'n liter wat jy nooit ooit kry nie, behalwe op aftrane wind van agter. In elk geval, dan stres ek, dan besef ek plas dat ek maar net gaan ingooi het. Ek wil vir jou sê, moenie laat hierdie week jou omkant vang nie. Kom gooi vanaand petrol in by die Here se volstasie. Weet jy, dit's goeie nuus. Hulle gaan vir jou sê, is te duur nie, en is ook nie, is niks petrol in die stasie nie. Hierso is genoeg. Amen. Nou ek wil hê jy moet vanaand weet, sonder hierdie hervulling, raak geloof leeg, hoop raak stil, en gebed raak swak. God sien vanaand jou volharding, selfs al sien mense dit nie. Die Here sien wat jy probeer. Ek wil net hê jy moet dit ook weet, want baie keer sê, Here, maar ek probeer, en niemand sien dit raak nie, maar God sien dit raak. Hebreërs 6 vers 10 sê, want God is nie onregverdig om julle werke te vergeet nie. God sien jy probeer. God eer daai bietjie geloof, God eer daai stappie, God eer daai treetjie. Hy sien jou raak. Mense sien dit dalk nie, hulle sien nie jou gebede, jou opofferings en jou trane nie, maar God hou rekord van alles. Ek wil hê jy moet vanaand weet, jou grootste geveg wat jy nou veg, beteken, jy's so naby aan jou grootste oorwinning wat voor lê. Druk net deur. Satan beklei nie met mense wat geen gevaar vir hom inhou nie, soos ek vroeër gesê het. As jy meer aanvalle kry en jy voel jou druk is net meer en jou versoekings, en partykeer voel jy net, dis net erg, dit voel net of dit meer is as normaal.
Kom ek sê vir jou, as jy dink jy het baie probleme, kom gesels bietjie met my en vertel ek jou van 'n paar ander mense, dan gaan jy die Here begin juig en sy naam loof en prys vir hoe goed dit met jou gaan. 'n Mens dink altyd jy die ergste lewe, tot jy bietjie hoor hoe gaan dit met ander mense. Maar ek wil steeds vir jou sê, wanneer die aanval hewig is en jy weet dis nou abnormaal hoog, is dit omdat God 'n abnormale hoë roeping in jou lewe wil losmaak. 3 dinge wat jy vandag moet besluit. Ons 3 dinge. 1, sê dit saam met my, ek gaan nie opgee nie. Ons sê weer, ek gaan nie opgee nie. Nie omdat ek sterk is nie, omdat God getrou is. Tweede een is, ek gaan aanhou bid, al sien ek niks nie. Ek gaan aanhou bid, al sien ek niks nie. So ek gaan nie opgee nie, en ek gaan aanhou bid, al sien ek niks nie, sê amen. En dan, ek gaan God vertrou, al verstaan ek nie. Is 'n moeilike een, nee. Ek gaan God vertrou, al verstaan ek nie. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart. Ek gaan nie opgee nie, ek gaan aanhou bid en ek gaan God vertrou al verstaan ek nie. Amen. Ek wil hê jy moet dit weet vanaand. As jy moeg is, moenie opgee nie. As jy hartseer is, moenie wegstap nie. As jy teleurgesteld is, moenie God los nie. Die antwoord kom, die oes kom, die deur gaan oopgaan. God is getrou. Amen. Amen. Ek wil hê jy moet weet, 'n mynwerker gaan en hulle grou letterlik kilometers agter 'n goudrif aan om hy goud te kry. Nou vandag se daar werk hulle met ander instrumente en alles, maar ek wil nou vir jou sê, hoeveel mense, en hulle het dit gesien deur die geskiedenis, het opgehou, en dan kom die volgende ouens tyd en tye, jare daarna, dan grou hulle net so entjie by 'n paar houe by, dan kom hulle op die goudrif af. Moenie vanaand jou goudrif in die gees verloor, omdat jy opgee nie. Hou net aan. Slowly but steady. Jy ken hasie en skilpad. Ken julle kinders hasie en skilpad? Nie 'n hasie en skilpad nie, ek praat van ons hasie en skilpad. Daai tyd was 'n hasie nog 'n hasie. Julle verstaan dit? OK. Hasie het gedink hy's vinnig, maar skilpad was slowly but steady. Nou wonder daai kinders baie erg, moet ek nou vir hulle later die grappie verduidelik? Nee, OK, maar in elk geval, ek wil hê jy moet weet vanaand, jy is so naby aan jou oorwinning. Die mense wat om jou staan, wat bietjie wegstaan uit jou omstandighede, sien hoe naby jy aan 'n deurbraak is. Maar jy voel op daai stadium, ek kan nie meer nie. Ek kan regtig nie meer nie. Maar wil ek vir jou sê, daar's 'n ou liedjie wat gesê het, I came too far to look back. Jy het te ver gekom om nou op te gee. Druk deur. Druk deur. Julle sal die seën van die Here ervaar. Halleluja. 1 Korintiërs 15:58 sluit ek mee af. Daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Die beloning is 'n belofte. Die belofte staan vas, want my God wat dit beloof het, is nie 'n mens wat sal lieg nie. Hy's 'n waarmaker van sy woord. Hy spreek en dit kom tot stand. En vanaand wil ek vir jou sê, hou net aan. Amen. Hou nog so 'n bietjie aan. Nog so 'n bietjie aanhou. Nog so 'n bietjie langer arbei. Nog so 'n bietjie langer stry. God se oorwinning lê vir jou voor. Ek weet dis moeilik. Ek weet hoe voel dit wanneer ek sê net, Here, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Ek is regtig moeg. Maar ek wil vir jou sê, wanneer ek op 'n plek kom wat ek nie meer kan nie, dan raak ek stil. Dan gee ek minder energie uit deur te moan hoe moeilik dit gaan. Ek raak stil.
ek regroup, ek herrangskik, wat noem jy nou 'n mooi woord, ek kry myself, al my varkies weer by mekaar hier binnekant. Dis nou die wat nou nie in die water gejaag is nie. Dan kry ek myself weer mooi by mekaar. En dan sê ek, Jacques, jy gaan dit nou maak. Daar's vir my net een way, and that's God's way. My God het nie geval nie, Jesus het nie gestop op die Via Dolorosa en gesê, Vader, vat my, engele kom, sorg vir hierdie ouetjies uit nie. Hy het deurgestap tot die einde toe. Al het hy geval, al het hy gestruikel, al kon hy nie meer die kruis dra nie, het hy nie opgegee nie. Hy het steeds deurgegaan, sodat God verheerlik kan word, dat u en ek hom kan volg. Ek gaan nie ophou nie. U gaan nie ophou nie. For me and my house, we will serve the Lord. Vir ek en my huis, ons en ons huis, woord en waarheid bediening, ons gaan die Here dien, sê amen. Ons gaan aanhou, ons gaan vashou, ons gaan volhou. En kan ek gou vir julle nog 'n tip gee, net so vinnig, dis nog vroeg. Ek wil gou vir julle 'n tip gee. Daar's 'n paar ouens wat vir al die hoogs heiliges en skynsheiliges gaan nou 'n paar goed te sê vir my. Sê dit maar. Ek worry nie. As jy in so 'n toestand is waarin jy nou verkeer, en jy voel, Here, ek is moeg, moet in hemelsnaam nie vas nie. Gaan dink bietjie mooi oor wat ek vir jou sê. Wanneer jy vas, maak jy jou vlees nog swakker, jou gees is nog swakker, en jy raak in 'n toestand wat jy verval, en jy kan nie uit dit kom nie. Party mense gaan in 'n toestand, en sê nie, ek gaan nou deur vas. As dit vir jou werk, in hemelsnaam doen dit. Maar ek wil nou vir jou sê, daar's baie mense, wat ek sê nou vir jou, val in 'n gat, wanneer hy wil vas, terwyl hy in 'n toestand is. Gaan koop vir jou 'n sjokolade. As jy nie geld het nie, kom leen by my. Ek soek dit net nie terug in geld nie, ek soek dit terug in chocolates. Dan, gaan koop jy vir jou 'n slab chocolate. Jy koop jy van daai goed wat gewoonlik vir jou op die rak so lê en loer en sê, kom hier. Jy kry vir jou iets wat jy nooit doen nie, en jy koop vir jou die lekkerste ding daai dag, jy spoil jouself, en jy gaan doen iets lekkers. Dis hoe jy uit daai gat uit gaan kom. Hoor nou wat ek jou sê. Maar om in 'n toestand te wees van, ek kan nie meer, en ek het nie meer hoop nie, en nou eet jy nie, en jy vas, en jy's naar, en alles bou jy op, en jy kan nie, jy verval in 'n toestand, jou liggaam is besig om te crash. Gebruik jou verstand wat liewe Jesus vir jou gegee het. Op daai stadium doen enigiets om beter te voel, nie sonde nie, enigiets anders. Daar's baie lekker dinge wat nie sonde is nie. Ek sê nou vir jou, wanneer ek so kom en ek het dit my lewe lank gedoen, dan sit ek eers in 'n toestand. Naderhand het ek vas geassosieer met 'n toestand. Ek het vas geassosieer met angs, spanning, depressie waarin ek gesit het. En weet jy, angs is een van jou, vasting is een van jou sterkste wapens in die gees. Maar omdat ek in 'n toestand altyd was en dan gevas het, het ek naderhand, ek het 'n slegte smaak gehad as ek dink aan vasting. Maar toe kom ek op 'n plek waar die Here vir my sê, vier fees. Ek dog, Here, nou het ek heeltemal verkeerd gehoor. Ek's nou ver heen. Toe gaan lees ek in die Bybel, daar's meer skrifte vir feesvierings in die Bybel as vastings. Die kerk sal dit nie sê nie, want dan sê jy mos nou, broer, jy is afvallig. Nee, jy's nie afvallig nie. Gaan vier daai dag in die guns en die seën van die Here. Begin bietjie vir die Here vertel hoe goed hy is. Gaan kyk bietjie na jou getuienisse. Gaan krap bietjie terug na daai mylpale, man, en vertel hoe goed God is. Begin bietjie vir jou probleme vertel. Dit gaan goed met jou. Jy bul die duiwel uit. Hy weet nie wat om te maak nie. Maar as jy nou in daai toestand is, pastoor, ek vas al my 3de dag, en sê ek soek 'n sjokolade. Ek kan nie dit vat as jy so huilerig is nie. Wat help jou vas jou 3 dae as jy heeldag sit en huil? Die Bybel sê as jy vas, was jou gesig, salf jou hoof. Hy praat nêrens van jy moet pity party hou, laat almal jou bejammer nie. Eina. Almal wat hulle wil wip, moet hulle wip. Luister vanaand, ek wil jou raad gee. Ek kom hierdie pad, ek loop die pad met die Here nie vir 3 of 4 jaar nie. Ek loop 'n pad met die Here intensief, my lewe lank. En dis daarom nou al so, net so 'n stukkie oor die 30 jaar al. Ek wil hê jy moet baie mooi hoor. Daar's tye wat jy sekere goed doen, en wanneer jy voel ek begin nou weer krag kry, en jy sit met 'n uitdaging, dan vas jy, en jy soek die aangesig van die Here.
Maar wanneer jy reeds morbied is, moenie gaan kuier by die ou mense wat mou nie. Moenie gaan kuier by knorpotte wanneer jy morbied is en af is nie. Want daarna gaan jy kou in jou polse. Dan moet ons weer bid vir jou Sondag. Bly weg van negatiewe mense af wanneer jy so is. Omring jou met positiwiteit, omring jou met lewe, omring jou met iets moois. Bly weg van die nuus af. Raak besig met die positiewe goed, sodat jy uit dit uit kan kry, want dis 'n mindset wat moet change. Hoor nou wat ek vir julle sê. Ek weet jy is nou baie hooggeestelik en alles is vir julle net in die geestelike riem vir baie ouens. Maar vanaand wil ek vir jou 'n goeie tip gee, as iemand wat die pad stap. Ek was daar, ek was in 'n diep gat van depressie in my lewe. Ek was al met my revolver teen my kop. Ek was by die doodloopstraat. Ek weet waarvan ek praat. Maar staan op man. Staan op en skep moed, begin getuig, vertel hoe goed die Here is. Jy weet en sê, "Joe, maar was dit nie lekker toe die Here so met ons was nie?" Dan besef ek nou vergeet van my moeilikheid. So ek vra vir u mooi, as jy in daai tyd gaan doen iets om positief te raak, moenie my noodwendig bel nie, ek is ook besig. So as ek nou nie kan antwoord nie, dan is jy dalk nou in 'n dieper gat. Maar as jy sien ek is aanlyn, stuur gou vir my boodskap, dan bid ek vir jou. Anders omring jou met positiewe mense. Ek kan vir julle nogal McDonald's voorstel. Dis baie positiewe mense. Alles het om 'n seil te maak, maar hulle is positief. Hulle, Nora en Nonna en hulle almal daar, wat is die ander een? Ons ken hulle almal, of meeste van hulle, Lisa. Gaan gesels bietjie met hulle lag somme. Hulle sê my nou die aand, hulle sê, ek en Toinette kom maar aan. Dit is nadat ek laas Woensdag of een voor dit siek was. Nou kom ons hier Donderdag of Vrydag daar aan, eet gou ietsie. Sê kom sit sommer hier langs ons. Sê kom sit sommer hier langs my. Hey pastor, you're right. I was looking for you, but you did not feel well. We were so worried about you, we prayed for you. McDonald's bid vir my omdat ek siek was. Hey, dis koneksies, man. In elk geval daarna, toe kom ons deel lekker met mekaar, en weet jy wat, ek gee vir hulle blye boodskap, ek gee vir haar woord, die Here is goed, en ons stig mekaar, en ons gaan vorentoe. 10 keer beter as wat ek gesit het, en met ou knorpotte gaan huil het, oor hoe moeilik het gaan, en ek het daar gesit met hongerpyne. Gebruik net jou verstand, die Here het dit vir jou gees verniet. Doen dit, staan op. Ek wil hê jy moet vanaand my mooi hoor. Ons leef in 'n tyd wat alle moeilike raak, menslik gewys. Ekonomies gewys is dit uitdagings. Die onsekerheid rondom die brandstowwe wat kom, die brandstofpryse wat ons almal gaan raak, wat kospryse wat alles gaan raak, maak dit ou wil in 'n toestand gaan. Kom ek sê vir jou, die God wat vir jou voorsien het tot vanaand toe, sal vir jou voorsien tot die toekoms toe. Hy bly getrou. Hoe hy dit gaan doen, weet ek nie. Maar dis die interessantheid om te kyk. Hy het altyd 'n manier hoe hy dit doen. So moenie jy worry daaroor nie. Raak vir ons rustig. Die Here sal dit doen. Hou moed vanaand. Druk deur. Moenie momentum verloor nie. Moenie opgee nie. Moenie ophou bid nie. En vertrou die Here ongeag wat. Amen. Mag die Here u seën. Kom ons gee die Here eer. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.